Die openbare beskermer het skerp te velde getrek teen 'n voorlopige verslag van haar kantoor wat in 'n dagblad gepubliseer is. Thuli Madonsela het aan die Nasionale Persklub in Pretoria gesê, sulke optrede ondermyn die integriteit van haar kantoor en is nie in die openbare belang nie. Sy het verwys na haar verslag oor die minister van regeringskoördinering en tradisionele sake, Sicelo Sikeka, se beweerde misbruik van belastingbetalersgeld van sowat R550.000. Madonsela sê sy oorweeg dit om nie meer voorlopige verslae uit te reik nie. Die verslae is om aangeklaagdes die geleentheid te gee om op haar bevindings te reageer. Die president het tot maandag tyd om op die verslag oor Sikeka te reageer, maar Madonsela het nie regsoptredes teen die koerant uitgesluit nie. Intussen sal die regeringswoordvoerder Jimmy Manyi moontlik as president van die Black Management Forum moet bedank. Dit volg nadat Madonsela bevind het dat daar 'n konflik van belange was tussen sy persoonlike sake en toe hy direkteur-generaal van die Departement van Arbeid was en later hoof van die regering se kommunikasiediens. Madonsela het op 'n nuuskonferensie in Pretoria gesê sy het bevind dat Manyi nie aan die staatsdiens se gedragskode voldoen het nie en ook nie die reëls van die staatsdienskommissie nagekom het nie. Dit beteken dat Manyi se amptelike verantwoordelikhede waarskynlik gewysig sal word. Die openbare beskermer het ook bevind dat die minister van Arbeid, Membathisi Mdladlana, verkeerd opgetree het deurdat hy nie op die reëls ag geslaan het nie. Die regering gaan nie in die stadium sy doelwit om 5 miljoen werksgeleenthede binne 10 jaar te skep wysig nie. Die minister van Finansies, Pravin Gordhan, het op 'n media-konferensie gesê hy huldig die standpunt ondanks die uitdagende skuldkrisis waarin die eurosone vasgevang is. Hy het die media ingelig oor sy onlangse besoek aan die Internasionale Monetaire Fonds in Washington. Gordhan sê die klem moet geplaas word op die regte vermenging van beleid in die openbare en privaat sektore. Hy sê werkskepping is 'n wêreldwye uitdaging en geen ekonomie het 'n towerformule nie. President Jacob Zuma het erken dat daar terugslag was in die regering se poging om werk te skep. Hy het verteenwoordigers in die motorbedryf in Port Elizabeth toegespreek. Zuma sê nog harde werk lê voor om die doelwit van 5 miljoen werkgeleenthede teen 2020 soos vervat in die nasionale groeiplan te verskaf. Hy sê die regering fokus aan die langtermyn daarop om die vervaardigingsbedryf in die algemeen te help en veral die motorbedryf. Volgens die president sal die regering onder meer aansporingsmaatreëls instel om die bedryf te bevorder. We will play our part as government and provide whatever incentives we can to boost the industry. Amongst other support measures, the IDC has announced a massive increase in the level of industrial funding. It will make 102 billion rand available. President Jacob Zuma. Gemoedere het hoog geloop by die tugverhoor van die kardioloog Wouter Basson, toe Basson se regsverteenwoordiger en die verteenwoordiger van die Raad op Gesondheidsberoepe haks geraak het. Dit is vandag die 3de dag van die verhoor. Onenigheid tussen die twee partye het ontstaan tydens die kruisondervraging van 'n deskundige getuie van die Universiteit van Minnesota, Stephen Miles. Basson se verteenwoordiger, Jaap Silje, het aangevoer dat Miles se getuienis gegrond was op dele van rekords wat hy nie veronderstel was om te sien nie. Hy het verwys na die rekords van Basson se strafregtelike verhoor wat die raad gebruik het om Basson aan te kla. Sali Hubert, wat vir die raad verskyn, het die Basson-kamp weer beskuldig van vertragingstaktiek omdat Miles nooit na die dele in sy getuienis verwys het nie. Die raad het besluit dat die getuie slegs kan verwys na dele van die rekords waarop voorheen ooreengekom is. En rugbynuus. Die Weselike Provinsie Rugby Unie het berigte ontken dat hy dit oorweeg om na die Kaapstad Stadion te verskuif. In 'n verklaring het die Unie bevestig dat hy samesprekings gevoer het met die Kaapstad munisipaliteit oor die toekoms van die stadion. Die stad hoop hy kan in die toekoms wedstryde van die Weselike Provinsie en die Stormers in die stadion aanbied. Die Rugby Unie sê hy het kontrakte met losie eienaars op Nieuweland wat verder as aanstaande jaar strek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die openbare beskermer het skerp te velde getrek teen 'n voorlopige verslag van haar kantoor wat in 'n dagblad gepubliseer is.
Thuli Madonsela het aan die Nasionale Persklub in Pretoria gesê, sulke optrede ondermyn die integriteit van haar kantoor en is nie in die openbare belang nie. Madonsela sê sy oorweeg dit om nie meer voorlopige verslae uit te reik nie. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur.